storie. Klein storie. Ek stap jy iets morgen met in die bord. En ek het heel geval ons bord te sê, ja, die plek het oor my naam en vast. Dus ek ook ons van my huis te ons. En dat is my toch vast, dat is huis. Hoe bouw jy die huis? Waarom bouw jy die huis? En my thema van is, waarom bouw jy die huis? Ek is in Mattheus 7 vers 24 aan die begin. Mattheus 7 vers 24. Hy sê, elkeen dan, wat na hierdie woorde van my luister, het hy doen, om ons wat gelyk met 'n man, en sy huis op die rots gebou het. Mattheus 7 vers 24. Jy daar is 3 huise van werk. En ek denk, of 3 huise wat ons as kinders van God aan werk. Die eerste huis is jou huis, jou persoonlijke fysische huis. Die tweede huis is jou geestelike huis, die binnen. En die derde huis, die gemeente by die Heer is. En jy sê, jy is by die gemeente en sit met die doel, wat God jou al gesit met die doel. Want jy het die doel. Want hy is in die morgen gedeeld, dan weet ek om help met huis te doen. Dan is die Jacob en die geliefde, dit is saam ons in my. Please, ons sal oor die sal dit in die. Hy steek ons op hy steek. Die tijd in die kerk, die tijd in die kerk kom met my, as ek net keer bevandig was, was ek nie gedoen. Maar hy nie van ons op hy te loop. Dit is nog die van kerk by beskaal, God trek by beskaal. Die tijd is ja, nee, dit is nie kerk nie gedoen. En die liefdelik morgen aan dink is een van glas. En jammer dat ons dan nie kon nie vanmorgen van ons sing. Hy is van glas, en dit is mooi gaan staan met die boodskap. Wat ons huis is van glas, daar ons huis. Ek wil vanmorgen vir jou sê, al wat ons is bezig in die lewe om aan iets te werk. In ons lewens. Jy kan maar aan die bank lees, dat jy is uit, maar jy werk aan iets. Jy moet hassel aan. Jy moet hassel aan. Jy werk aan iets, jy werk aan iets. Ja. Maak slag wat jy doen, jy werk altijd iets, jy is altijd bezig, jou gedachte is altijd bezig. En jou gemoed is altijd bezig, en jou geest is altijd bezig. Maar nou die vraag wat ek vanmorgen van die wil stel is, wat is vir ons die belangrikste? Ek het gesê dat is 3 huise wat kom in dagelijks. Het is 'n daaglikse proces. 3 huise. En die vraag is vanmorgen, wat het een van die belangrikste? Sy sê die geestelike huis. Huis van die Here. Maar ek sê, dat jy nie in jou huis werk nie. Ga jy nie kerk nie. As jy nie in jou huis werk nie, ga jy die kinders en disciples gegaan. Dit is belangrijk dat jy begin werk by jou huis. Ek weet dat dit belangrijk is, die huis is belangrijk in die kerk. Dit is lang nou my daarby kom, dit is belangrijk. Maar die belangrikste is jou fysische huis. Want jy sê jou lewe voor die daai voor. Jou houding, dit wat jy sê, dit wat jy voorstaan, dit wat jy doen, dit voel jy uit jou huis uit. As jy in die huis woon, waar daar gedurende in die klaar is, dan gaan jy met kleine gemeente, jy gaan oral wat het my soek, jy gaan woon die soek met mense. As jy in die huis is, waar daar liefde is, en liefde van Babel, en die liefde van God geleef word, en uitgeleef word, dan gaan jy een man of een vrou wees, een kind wees, waar die ware liefde van God gaan uitdragen. Uitleef, demonstreer. Dis wat ek. Daarom is het so belangrijk, as ons begin
storms. Jesus het nergens gesê. Nergens gesê. Jy gaan ons kunnen sê, nergens. Hy sê nie jou kruis op volg jy en my. Hy nergens gesê dat van ons kunnen sê. So verander jy jou huis bou. Bou met die gedachte op storms wat gaan kom. En dan gaan storms kom. Teen jou huis. Teen jou huwelik. Teen jou kinders se lewens. Teen jou gesondheid. Teen jou werk. Teen jou finansies. Satan is slim, maar hy weet waarom aan te val. Ek wil vanmorgen vir sê, as jy in jou huis bou, en jy het geen aanvallen nie, wil ek vanmorgen vir jou sê, dat dit tyd het introspectie doen. Want dan sal ek nie kwaad vir jou nie, jy saam met jou. Want Satan het 'n saam met God se kinders, en as jy in jou huis gaan bou, dan wil hy sê vir jou, hy wil alles in mekaar hou, hy wil die huis in mekaar hou, want as hy huis in mekaar hou, dan kan hy God se plan vir die lewe in mekaar. Want as God die Vader die Seun, is die Vader dan die Seun, dan die kies van die woning die man, en dan die vrou die kinders en reis en af te mens die. Is dit waar? So, as hy daar in mekaar kan krap, dan krap hy God sy hele plan vir die gesin in mekaar. Daarom is die gesin in mekaar. As dit mense in kerk gaan, dan sy huis is goed in mekaar as, ek het maar sê, jy het goed kwaad was my in dat lyk so spotspersoonlik verloor en so. Nou wat baie bedoel. So jy mekaar as hulle huise, so jy mekaar as hulle leven, as iets die taal, maar wou so uitdruk, maar wou beweer, jy moet instappen. As jy nie jou huis bou, die licht van daar sien. As jy nie huis bou, God se woord nie, kan jy maar los. Dit vergeefs bou jy die huis, as God se hand nie daar is, is handen geskrywe. Jy kan maar los, want sonder die leiding van God se gees, kan jy vergeef om op die huis te regte rotskrywe. Naas jou geestelike jou fysische huis, kom jou geestelike huis. Jy sê, daai kom jou hand aan hand. Want as jou geestelike huis, of jou fysische huis, in orde is, raai maar, jou geestelike huis gaan volg. Want jy gaan vrede in jou gemoed hê. Jy gaan vrede in jou huis. Jou vrou gaan happy wees met jou. Jou man gaan happy wees met jou. Jou kinders gaan nie tegenpraat nie. Hulle gaan happy wees. Dis belangrik dat ons eers ons huis in orde kry. Ons wil kerk toe kom en die kerk moet ons huis in orde maak. Die kerk kan nie jou huis in orde bring nie. Jy bring jou huis in orde op jou knie en jou binnekant voor God die Vader die almagtige skepper. Jy buig jou knie en jy bely vir jou Vader en jy laat staan jou gebors, dan begin jy bou in die gees en dien die gees aan jou lewe. En wanneer jou lewe begin bou kom in die gees en dien die gees, dan begin dit weerstaan na jou familie toe, na jou huis toe. Dan begin jou kinders sien, maar my oude op die is nie meer die stem nie. Hy het van die kijkersin of daai liedjie van We Don't Live Anymore. Ja, kijk eens die van daai oude. Dis daar verhossing. Dan gaan jou kinders agterkom, my pa is nie dieselfde nie. Dan gaan agterkom, my pa kom maar, hy het nie so baie nie. Dan gaan die kinders agterkom, wat gaan nou aan? En dan word die nieuwsgierigheid geprikken. En die meer jy toelaat dat God se gees hou, herstel die binnenkant. Hoe meer jou geestelike huis verwys, hy die gemors uit na 'n pragtige paleis. Hoe meer gaan jou kinders dit sien. Aan die einde van die dag het hy gesê, my man, daai is my pa. Dis my pa wat daar loop. Hoeveel recht ek te sê, nee, ek ken die jou nie, die sy nie. As my pa wat daar loop, as die kind trots op jou, en wie wat vraag, hy kan trots op sy pa, en op sy ma, dan sal hy volg in hy voetspore.
gesê die kerk, jy gaan na die water in die sneeuw, en hy staan lekker en drink, die hoor is net die agter, dronk is aan die soet, jy sê, wat soet jy so, hoe kom jy hier? Hy sê, waar moet jy voetsporen bevolk? Daarom is het belangrijk, dat jy as priester van jou woning, luister jy meneer, jy as priester van jou woning, moet die regte mentaliteit hê. Want jy kan nie op jou vrou neerkyk, as sy ondergeskikheid het. Want dan die taal verloor, en die vrou kan nie op jou afkom soos hy Jezebel nie, dan die taal verloor. Want God het jou die vrou, jou gemaak die priester van die woning, jy moet jou beheer wees van jou huis en jou vrou nie. En dit is wel een probleem dat kom ons huis en soos skaaphuis en in leierskap so my nie kan sê. Die kaaphuis en leierskap. Dit is nie gewoon die fondatie. Die vaste fondatie, die onbreekbare fondatie. Die fondatie van die naam van Jesus Christus. Die woord van God. En die begin met die woord, en die woord was by God, die woord was God. Kan ek vanmorgen vir jou vraag, meneer en mevrou, waarmee kan die lewende God nie vertrouwen vanmorgen? Hoe kan het? Jy sal die kind gekry, dis God nie vertrouwen, maar hy kan sy geest een groot te maak nie. Maar maak jy die geest een groot, dat het jy afgeval. Ja, ek weet nie dat jy bring dit in die water. Want jy sal bestaan beleiding te gee. En te vat op by die water. As jy nie wat rund is, maar sy probleem. Dan moet jy begin bid. Want gaan nog altyd jou probleem wees, en nog altyd jou probleem is altyd jou bloed. Die kyk ek. Sê dan. Waarmee kan God jou vertrou? Hoe lyk jou rensmeesterskap vanmorgen van die Vader? En gaan hulle praat in jou huis, die ons kinderlijke huis hier sal ken. Hoe lyk jou rensmeesterskap vanmorgen, as God jou vanmorgen oproep tot rensmeesterskap? Hoe lyk jou rensmeesterskap vanmorgen? Wat kan ons van Vader sê? Wat kan ons vir sy voete neersit? En kan jy nie gaan, dit so paar secondes. Wat het die vanmorgen om die lewende God te offer? Die almagtige Ek is, die Vader van die ligte, die God van Abraham, Isak, Jakob en Israel. Wat het die raak vanmorgen om die lewende God te offer en onthou? Jy kan nie vir hom lief nie. As jy vanmorgen in die boks kom ek sê maar die 10de boks opmaak. Ons het 10de boks in jou lewe. Die geld ek praat van geestelike lewe. As God jou geestelike 10de boks opmaak vanmorgen, wat gaan hy daar aan die kant kry? 'n gesit, geraamde, gemors, wat gaan hy daar aan die kant kry? Of gaan hy liefdesbome kry met die mooiste reek van soetreed van Safar, die roos van Safar. Wat die reek gaan hy kry? Hoe gaan jou rensmeesterskap bly? Waarmee gaan God? So, tevrede moet wees, die lewe en my lewe. Ja, stap. Moest er wat doen. Weet nie hoe. Dat ek vir 'n plek het wat hy dan hier het gehad. Waarmee kan God dit vertrou? Wat daar is meesterskap? Kom ons begin met jou liggaam. Hoe lyk jou liggaam? Wat daar is meesterskap vir jy vir God in jou liggaam? Hoe trek jy af? Verkondig jy die vrees wat aan jou man behoort aan die hele wêreld?
Vanmiddag het ek genoem, met die differentie. Iets wat ek jou pa vir gesê, ek hoor, ek luister baie, ek het nie luister nie, ek luister. Hoe lyk jou reiswetenskap jou klere wat jy aantrek? Lyk ons soos die wêreld? Met klere soos die wêreld? Okay. Amen. Waar gaan ons? Want dan is ons moet neem. Maar ek gaan dit sê. Hoe kom jy kerk toe? Hoe gaan jy hof toe? Ga jy eens in die hof toe? Voor die achtbare magistraat. Hoeveel meer moet jy ontdenkelijk geteer wees voor die hemelse God en Vader? Amen. Ja, hoor jy nie kyk aan, ja, hoor jy, man, trek netjies aan. As jy tegenwoordigheid van die lewende God in beweer, hy is God, man. Hy is die skepper van die hemel en aarde. Hy wil trots wees op jou. Hy wil van die Satan daar kom, soos wat Job Satan sê, God, ek is trots op my kind. Ek weet ek raak vanmorgen iets, maar dit is kom. Wat is die kleer van jou tong vanmorgen? Ek krijg ons die pieptong. Waar kleer? Ek krijg pieptong. Hy kom kan net nie stil bly. Hy kom was altyd besig om af te breek. Hy kom was altyd besig om mense af te bring na niks toe. Hy kom was altyd besig om te beledig, om te verneder. Hy kom was altyd besig met mynheid. En ek jou tong vanmorgen, wat 'n redmeesterskap en jy wil op jou tong om aan Vader te bied, van jou tong. As jy die dag daar kom en die Vader sê, maak op my skatkis en my tong, wat gaan hy kom? Vloekwoorde, so gewig, skelwoorde, jaloesie, nee. Wat gaan hy kom? En hy kom, gaan hy kom God wil van prijs? Is dit wat jy het om God te offer? Dan sal ek bestoor, ek sê, baie keer is dit begaf bestoor. Wat gaan staan jy mee voor God? Wat gaan staan jy mee voor God? Hulle sê ons, moet ek so God verspreid. Waarvoor word jou tong gebruik? Weet jy hoe jy jou tong gekry, meneer en mevrou Jongman? Weet jy hoe jy jou tong gekry? Nie in die wijse dat jy jou talent. Nee. Jy het die tong gekry om God se naam groot te maak.
as water bring of seilig water voorbring. Jy kan nie altyd bring nie. Jy kan nie God genoeg van prys en met dieselfde al mense van voed nie. Hy voel ook op terug op jouself, besef het nie. De warm op nie. Skryf op die warm. As jy ver aan sit. Ek kry nou verder. Ek kry nou. Kan ek jou vra, meneer en mevrou, hoe lyk jou vennootskap in besittings, wat jy nie wat jy of wat jy soos Herman Grijp altyd nog huldig, soek altyd beter, soek altyd aan. Ek soek nie gele die er is gerooi. Ek soek nie enkel want die er is gedriet dubbel lang. Hoe lyk jou vennootskap rondom dit? My laaste vraag. Hier dan weet ek baie mense, vanmorgen staan ek weer op die kar. Hoe skoon is jou kar? Jou kar meneer en mevrou, verteenwoordig persoonlikheid. Stap na Willis se kar toe. Stap na die pizza kar toe. Jy weet dat jy hulle waskar. Dan kyk jy nie na die skool. Dis netjies. Dis 'n dankbaar om te sê, Here, hier gegee, ek is dankbaar vir dit. Ek sal hom oppas en ek sal hom skoon hou en netjies hou. Die Here het ons gebeur, ek vind dit baie. Ek is ons kom gaan. God te wag. Ek moet 'n skoon kar hê, want jy het teenwoordig die Here God. Want almal sê jy is 'n kind van God, en kyk hoe hy se kar. Kyk wat trek hy aan. Kyk wat praat hy. Maar hy is 'n kind van God. En dan het hy nog chief op my kerk te doen, na sy kerk, en dan van daar. En dit het hy 'n buurt. Laaste en die laaste en dan vir die laaste en. Wat laat jy in jou huis? Mattheus 7 vers 1 tot 6. Dan moet ek graag ook nog wat van huis doen. Kom jy net op baas tot luister en mooi. Wil jy net baie stuk hoor? Dis dit die groot goed is dit. Moenie oordeel nie. Sodat jy nie oordeel word nie. Want met die oordeel waarmee jy oordeel, sal jy geoordeel word. En met die maat waarmee jy meet, sal weer vir jou geoordeel word. En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die bok en jy ook werk in die oog? Of hoe sal jy vir die broeder sê, daar moet jy die splinter in die oog uit te haal, kyk, in jou eie bok, en jy ook is die bok. Fynste, dis Jesus se woorde vers 5, fynste, al dit die bok en jy oog, dan sal jy goed sê die splinter in die oog van jou broeder aan. Wauw, dat sê jy wat draai. Ons loop ons hele dag ook weer mense, veral in die kerk. Die kerk het ons nie kerk wat oordeel. Jy gesien wat in Herman nou meer. Jy sien wat hy moet nou meer doen. Jy sien wat hy nou weer aangeval. Kijk dat hy leid nie al weer. Jy moes gesê, kijk daar gebeur. Jy spreek nie dat jy allemaal maak. Jy stil. Jy spreek met sy weet die ander persoon. Bid die stil. Vers 12. Luister nou mooi. Alles wat julle dan wil hê, die mense aan julle moet doen, net so wat julle aan hulle doen. En dit is die wet van die profete. En ek kom weer van julle lees.
Maar weet net vir die is. Alles wat jy nou maar in die sal jy doen. Net so jy dit ook doen. Want dit is die wet van die profete. Maar kom ons sien by vers 13 en 14, en dit is dit baie mooi. Gaan in deur die nou poort. Die mense is ook bang vir hierdie skrif, want dit is wel van die nou poort, maar sien wat hulle nodig. Hy sê, gaan in deur die nou poort, smat ons nie. Vers 13. Gaan in deur die nou poort, dan breek is die poort en wyf is die pad wat na die verderf lei. En daar is baie wat daar weer gaan. Weet my mens, baie. Ek wil vir die sê, maar dit is baie kerkmense in naam. Selfregverdig. Hou nie. Ek weet nie hoe. Ek het pastor. Ek het by my elder in die church. Ek is ook nou. Vers 14. En die poort is nou, en die pad is smal op een ewige lewe lei, en min vind dit. Hoekom? Vind dit. Die eerste rede waarom ons min mense dit vind, hulle kom tot die kennis van het einde. Daar is geen groei. Daar is nie droog op mense in die water, en daar is droog op mense in die geest, daar is nie wat naasleef nie. Jy kan nie in die poort ingaan, as jy nie vaste, heilige verhouding met die lewende God in die sê Jesus Christus nie. Jy gaan die poort mis vir kilometers. Die mense dink hulle is in iets aangeneem in sy oké. Dit werk nie so nie. Dis 'n pad, dis 'n daaglikse pad. 'n Pad wat jy elke dag van jou lewe stap. Goed wat jy elke dag van jou lewe moet doen en toepas. Ek weet dat dit oorspek te kom. Sorry, ek wil so doen. Vers 15. Maar pas op vir die valse profete. Dit slaap in 'n skapdele in julle kom. Van binne is dit loopagtige wolwes. Mense, en julle nou gesien wat ons gekom daar. Sosiale media. Julle ons die predikers, en hulle noem het nou al die internet predikers. Jy sal eens gevraag worden. En ons gaan nie oor die sien, ek ken die persoon het ook nie. Ek ken die persoon het nie, ek probeer met jou nie. En lever sy story af, en hy gee dit die hemel waar hy val nie. Daar is die opvolgwerk. Daar is nie gaan besoek in die hospitaal nie. Daar is nie gaan besoek as jy siek is. Daar is nie gaan moet opbraak as dinge vir die mekaar aankoop. Hoor my mooi. Hoe ken jy hierdie mense? Hoe weet jy wanneer dit 'n skaalwolk en wolkklere is? Jesus het ons kom sê, dit was kom duidelik maak, want dit is kom waarsku by jy. Hoor hoe hy sê, aan hulle vrugte, eerste ding, aan hulle vrugte, sal julle hulle ken. Dis die eerste ding, aan hulle vrugte, wat is die vrug? Die vrug van die gees. Want die vrug wat ons openbaar, waar sal jy hulle ken? Die liefde. En lees op daar die vrug van ek wil hier nog gaan lees. Dis nog net mooi. Vrug van die gees. Dit is allemaal daar, nie? Allemaal daar. Lees op terug. Maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Dis mos maklik. As jy jou Bybel lees, dan weet jy mos nou hoe die man bly wat in jou huis kom, hoe die vrou bly wat in jou huis kom, hoe jou vriendin wees, hoe jou vriend wees. Daar is die bewys jy moet wees, daar is die riglyne, dat God wil hê jou vriend moet lyk. Alles buiten dit is 'n wêreldse vrienddiens, en 'n wêreldse vriendskap jou baie moeilikheid bring. Want daai
ander woord, vroeg skel, jaloers om het te hê, jaloers op jou vrou, jaloers op jou kinders. 18. 'n goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom kan geen goeie vrugte dra nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle aan die vrug gee. Waarom is het belangrijk? Waarom is het belangrijk? Duidelijk en ingesit vir ons in die woord pertinent, daar sy swarte woord. Nou wat soek jy in die Nederlandse mense? Wat soek jy in die kinderen van die spotters? As jy waar kind van God is, wat soek jy dan? Die woord van die Here sê, Jesus het daar en ek is, daar sal my discipel wees. Wat maak jy die kind van die spotters? Jy hoort nie dan. Satan moet nie daar jou vraag aan nie. Want hy wil jou modder mee. As jy die modder mee, dan kan jy voor God gaan sê, kyk daar is jy sê nie. En daar is my man op daar, dan mag hy sê, jy sê man, yes. So is het hier. Luister na jou. Hierdie is baie belangrik as jy het oor. Nie elkeen wat van my sê, Here, sal ons maar nie koninkryk van die Here nie. Maar hy wat die wil doen, om die Vader van die Here is. Nie allemaal wat sê, Here, niemand doen. Nie allemaal wat die staan en dan druk gee, of lang gebede doen, van niemand doen. Ja man, sorry, ek is jou nie lang betracht. Waar is dan die vrug onderscheiding? Waar is dan die geest onderscheiding? En wat ek sê, die geest onderscheiding is in die kerk uitgefaseer. Want die duivels wat in die kerk inkom, is bang, en hulle laat my mense te staan, want het bang hulle hoofd ook opmaak. Amen! Dankie, tof. Jou mooi. Vers 22, hy sal aan die dag van my sê, Here, het ons nie in die naam geprofeteer en duivels uitgedryf en in die naam baie kragtig gedoen nie, dan sal ek bevrinder aan hulle sê, ek het julle nooit geken, jy gaan weg van my, julle by die ongerechtigheid. Jullie self te rechtvaardig gaan maak. Al hierdie hoë profete, selfgemaakte profete, selfs ek kan ons self dat dit man van hulle is as dit. Hulle duidelik in die as hy boek op die as jou naam nie in die boek van die lewe van die naam geskrywe is nie, sal jy koninkryk nie binne gaan nie. Dit maak net te veel. Dit maak klaar. Hy sê, vers 4 van my laaste vers. Elkeen wat hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal as vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Gebou op Christus Jesus op die evangelie van Jesus, die Here staan. Hy sê die Here geval, die waterstroom het gekom en die wind het gewaai en daar die huis afgestort. En die huis het geval en ons die fundamente was op die rots. Ek wil vir die sê dat die rots gebou is, staan vastig geanker is op die rots Jesus Christus. Dan staan het maar kom en weer laat hou. He's gonna lose the fight. Hy kan daai fight lose op. Dit is al wat. Hy gaan lose the fight. Hy sê, en elke wat die woorde van my luister en dit nie doen, sal vergelyk word met 'n dwaase man, wat sy huis op die sand gebou het, en in hierdie geval die water het gekom en die wind het gewaai en daai huis aangestorm. En dit het geval en die val was groot. Met ander woorde, hoe sê die val was groot? Hoe sê die val was groot? Maar is dat geestelik? Die val letterlik en verloor alles wat mooi is in die Here. En dit is God verloor. En toe hier sê die woorde geëindig, dat die skade verstaan as jy leer. Dat hy hulle gelees is iemand wat gesag het. Hoe stewig is jy vanmôre? Kyk nou so 'n keer na jou raamwerk, jou fondasie.
Sal jy my aandag vaskyk? Sonder vrees sê, ek het Jesus Christus lief as my Here en verlosser bestaan. Sien maar. Maak om nou te sê, doen op die Genesis. Kyk hoe staan jou raamwerk vermoorde. Is jou raamwerk solied? Is hy vas op die rots Jesus Christus? Is hy nog geanker op Jesus Christus? Maak seker jou huis van wie tot wie gaan. Wanneer dan kan ek nie ons speel doen. Maak seker jou huis van wie tot wie gaan. Wanneer daar die storm kom, wanneer daar die geweldige wind waai, wanneer daai groot ysblokke dit val nie, maak seker jy staan vas. Daar is dit op rondsom wat sê iemand gelijk op het vrede, dis die grootste leer in die bene. Daar is dit op iemand gelijk op het vrede. Woord van die Here sê my nie sê vir my. As rechtvaardig sondag, dan ons het rechtvaardig nie meer gedink word. En as die sondag wat bekend word, dan ons die sondag nie gedink word. As jy gered is goed, hou dit so. Moenie roem op iets of jy dan nie vat. Dink, die eerste woord gered, potensie so. En alles terug vir potensie so. Moenie jou eerste woord te red, wat jy ontvang op die aanname van Jesus Christus ons Here, dan ruil vir die potensie so vir die wêreld. As jy hier sit vanmorgen en jy voel, dit sit daar geen probleem, jy sit net al wees die kan meneer. As jy wil het gekant, jy welkom. As jy hier sit vanmorgen en jy voel afgepaald, jy is nie strafkom. En jy voel ergens dat jy misgevat in die laatste paar maanden. En ek kan aanraak dat hulle in die wil laat speel. So kan ons het van. De leiding, daar staan. Kom skoon, kom rein, kom heilig. Wees God as die Here sê. Ja, die vrede en dit maak die naam ons om niemand van ons ons nie. Amen. Ons ring ons Heer. Dank so die Dank so die introspectie. Woord van die Here sê dat niemand sonder sonde nie. Almal het sonde ontbreek in die werk van God. Eerbare Skepper God en Vader, wie is daar soos U onder die grootheid en onwaar? U is die Here. U is die weg, U is die waarheid. Vader, ek wil vanmorgen myself intree. Van hulle wat my sê dat miskien vanmorgen saam met my wil, in die gebed gaan.
En jy mag weet, eer die vermoë en het geloof in Christus. Los voor verleer, Jesus Christus. Vader, jy ben ons sê, ons sê dit van, met respect, eer, Jesus Christus. Amen. Well, so I think it's all